U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Volgende, roep 'n geïrriteerde Helene terwyl sy besig is om die klas se taalleerboeke te kontroleer. Dit is vir haar skokkend om te sien hoe min kinders die klaswerk gedoen het terwyl sy besig was om mondelinge te assesseer. Hoe is dit moontlik dat jy nou eers by oefening 2 trek, Armand? Wat het jy die heeltyd gedoen? Vra sy vies. Ek weet nie, juffrou, kom die antwoord in 'n patetiese stemmetjie. Nee. Jy weet baie goed. Wat se antwoord is dit? Dit is tyd dat jy begin verantwoordelikheid vat vir jou eie werk. Ek kan nie julle soos 'n polisieman oppas nie. Ja, juffrou. Die seun vat sy boek en gaan sit. Sy kan sien dit pla hom nie werklik nie, want hy weet maar al te goed, sy kan niks aan hom doen nie. Daar is niks wat meer vrees inboesem wat hulle aanspoor om te werk nie. Hoekom sal jy iets doen waarvan jy nie hou, as daar geen noemenswaardige gevolge daarvoor is nie? Die verslag wat elke onderwyser moet invul, wat saam met die rapporte huis toe gaan, is hoegenaamd nie 'n afskrikmiddel nie. Hulle ouers sien dit eers in die volgende kwartaal. Sy kan ook nie 100 kinders se ouers bel nie. Wie gaan dit betaal en wanneer gaan sy dit doen? Wat gaan eendag van hierdie kinders word met so 'n werksetiek, wonder sy moedeloos. Juffrou, ek verstaan nie hierdie vraag nie, klink 'n neulende stem van agter uit die klas op. Lees vir my die vraag, Jaco, antwoord Helene geduldig, terwyl sy die volgende boek deurgaan. Sê of die woord word in sin 6 van die leesstuk 'n koppelwoord of 'n hulpwerkwoord van vorm is. So, antwoord sy saaklik, terwyl sy verder merk. Die meisie langs haar tafel rol haar oë betekenisvol vir haar juffrou. Sy weet dat hulle werkwoorde verlede week in detail behandel het, so ook verlede jaar en die jaar voor dit. Ja, maar ek weet nie wat dit is nie, kerm die seun. Gaan lees die woord in die sin waar dit gebruik is en dan gaan lees jy in jou taalboek by werkswoorde en maak 'n afleiding. Hoe moeilik is dit nou? Antwoord Helene saaklik. Ja, maar waar in die boek is dit? Hou die gekerm aan. Moenie so gemaksigtig wees nie, Jaco, jy pla vir juffrou, antwoord 'n geïrriteerde Karen van haar sitplek af. Ag toe nou, wie het jou iets gevra? Jak hy haar sarkasties af. Dis nou genoeg, ontplof Helene. As ek julle was, sou ek my geskaam het. Ek het uit die goedheid van my hart nie vir julle hierdie taaloefening as huiswerk gegee nie, maar vir julle tyd ingeruim om dit in die klas te doen. Maar julle stel hoegenaamd nie belang om enige iets te doen nie. Ek is vandag bly dat ek besluit het om die einde van die jaar te bedank. Ek mors my tyd met kinders soos julle. Dit is grafstil in die klas. Jy kan 'n speld hoor val. Dit is die eerste keer die jaar dat Helene so hard met die klas raas. Helene sien hoe Karen se oë wyd rek. Ons begin môre om al hierdie oefeninge in taalperiodes te merk. Ek tel slegs 10 kinders in die klas wie se werk op datum is. Ek stel voor die ander 20 van julle gaan doen vanmiddag jou werk. Anders help dit niks. Jy sit hier en skryf antwoorde soos 'n papegaai af nie. Jy gaan jou tyd mors. Ek moet in die volgende periode begin om vir julle die letterkunde opstel te verduidelik. Maar ek weet nie eers of ek die moeite moet doen nie. Helene besef sy moet ophou praat, want sy is so teleurgesteld en geskok in die kinders se laksheid dat sy nie haar emosies onder beheer kan kry nie. Sy gaan sit weer agter haar tafel en haal haar rekenaar uit. Sy haal 'n paar keer diep asem om haar gemoed te kalmeer,
voor die volgende periode begin. Anders gaan sy sukkel om die opstel te verduidelik. Dit tel 25 van die 80 punte in die letterkunde vraagstel, maar ondervinding het haar geleer die kinders sukkel geweldig daarmee. Juffrou, kan ek gou na meneer Lou toe gaan? Vra een van die seuns. Stil, ek wil nie met een van julle praat nie. Julle weet baie goed, julle mag nie rondloop in klastyd nie. Vir 'n hele ruk sit almal in stilte en werk. Gaan juffrou regtig weg? Fluister Karen besorg en kyk haar met hartseer oë aan. Ek dink so, Karen, antwoord sy sag en kyk skuldig weg. Wat gaan van al die oulike kinders soos Karen word, indien al die onderwysers boedel oorgee met hierdie totale gebrek aan toewyding en ambisie? Is 'n dankbare Helene wat eerste pouse op haar sitplek in die personeelkamer neerval met 'n koppie boeretroos in die hand. Sy moet nog deur 3 klasse se taalboeke stoei vir die dag. Sy weet nie of sy die krag daarvoor het nie. As die beter klasse se taalwerk so swak gedoen is, hoe gaan die ander klasse se lyk? Jou gesig spreek boekdele, merk Alta op, wat oorkant daar kom sit het. Die kinders se laksheid is besig om my onder te kry, antwoord Helene te neergedruk. Hulle gesprek word onderbreek deur Magriet Opperman, wat by die deur inbars. As sy met sulke kort, vinnige trekkies loop, beteken dit, sy is op die oorlogspad. Sy kom dreigend by die man se tafel tot stilstand. Meneer Joubert, ek kom jou inlig dat die matriekseuns in jou eerste span wat fisies het, nie vanmiddag by julle oefening gaan wees nie. Hulle gaan hulle toets inhaal wat hulle sopas gemis het, smoor haar woedende stem al die ander gesprekke. Dit gaan nie gebeur, mevrou. Hulle moet daar wees, antwoord Dani Joubert beslis. Vertel dit vir daai tegniese wetenskapseuns wat al die stoele vol vaseline gesmeer het, toe ek uit die klas uit moes gaan, om te dek vir vanmiddag se hokkiewedstryde. Daai kinders is 'n klomp barbare. Dit is nie my fout dat hulle die toets gemis het nie, mevrou. Daai seuns moet by die oefening wees. Jy gaan 'n ander plan moet maak, antwoord Dani hardkoppig. Helene trek haar asem in. Sy ken haar kollega. Hier kom 'n ding. Wel in daardie geval kan jy Saterdag self reg staan vir die kos. Ek gaan dit beslis nie doen nie, skree Helene en marcheer doelgerig by die deur uit in die rigting van die kantoor. Dani volg haar met 'n sug. Och, aarde tog, onderbreek iemand die stilte. Die personeelkamer gons nou behoorlik. Daai seuns is onmoontlik en ongeskik, sê meneer Lou. Dit verras Helene, want hy verdedig gewoonlik die seuns. Dit was net 'n bietjie kattekwaad. Ek dink nie hulle sou dit gedoen het as hulle besef het die matrieks moet daarna toets skryf nie. Ons moenie die kinders altyd soos kriminele behandel nie, sê Pieter Tron. Dis maklik vir julle om te sê, julle besef nie hoe vol die matriek se program is nie, verdedig een van die vrouens dadelik. Pieter vererg hom. Dan wonder julle hoekom die kinders hulle aan dwelms vergryp. Hulle mag niks doen nie. Dan is hulle in die moeilikheid, antwoord hy vies en stap by die deur uit. Die duiwel is vandag weer behoorlik los in die skool, sê Alta gedemp. Almal is verlig toe die klok lui vir die einde van pouse. Helene stap mismoedig terug na haar klas toe. Dit is weer een van daardie dae waar ou Niek 'n onwelkome paragraaf in elke storie kom skryf het. 'n Halfuur later onderbreek die interkom haar boekkontrole. Die hoof vra al die departementshoofde moet dadelik na haar kantoor toe gaan. Sy sug. Aan die een kant red dit haar van die frustrasie oor die swak gehalte van die kinders se werk, maar aan die ander kant weet sy, dit voorspel niks goeds nie. Iets sê vir haar, dit het te doen met Magriet se uitbarsting van vroeër. Sy kom laaste in die kantoor aan en gaan sit op die laaste oop stoel. Dames en here, ons moet 'n besluit neem oor wanneer 'n geskikte tyd sal wees vir mevrou Opperman om haar fisiese toets in te haal. Ek glo almal weet wat gebeur het. Meneer Joubert sê, daar kan nie ingemeng word met sy rugby-oefening van vanmiddag nie, want Saterdag het hulle 'n belangrike wedstryd. My voorstel is, ons moet Vrydag vir hulle 'n tyd inruim in die lang registerperiode. Hoe voel julle ander daaroor?
Dit sal ons by die hokkie ook pas, dat die kinders nie vanmiddag toets skryf net voor hulle hokkiewedstryd nie, antwoord mevrou Prinsloo eerste. Die kinders kan in elk geval nie môre nie, want netbal moet al 12 uur ry, voeg meneer Lou by. Ek het nie enige besware nie, sê meneer Venter. Nee, mevrou, ek stem nie saam nie, sê Helene, en voel almal se afwagtende oë op haar. Daar is ten minste 4 van die fisiese toppresteerders by die netbal betrokke. Ons gaan beslis nie voor 8 uur môre aand by die huis aankom nie, want ons moet deur Johannesburg se laatmiddag verkeersknope terugkruie met 'n bus. Daardie kinders het voorberei vir vandag. Nou moet hulle donderdag, nadat hulle moeg by die huis aankom, huiswerk doen en weer leer vir 'n toets. Dis mos nie billik teenoor die kinders nie, verdedig sy heftig. Sy sien hoe die hoof se moed sak. Sy het nie daaraan gedink nie, toe sy en meneer Joubert planne beraam het nie. Ek voel hulle moet vanmiddag skryf en klaar kry. Hulle kan mos vir die onderwysers in die laaste periode vra om hulle vroeër te verskoon as hulle kan, en dan kan hulle begin voor die klok lui. Ek moes al baie keer my oefeninge aanpas en dinge omruil om kinders te akkommodeer wat laat kom. Ek voel die rugby kan dit ook doen. Dis nie die einde van die wedstryd nie, en akademie moet voorkeur kry, gaan Helene voort, terwyl sy met meneer Joubert oogkontak maak. Sy besef hierdie kan 'n ewige rusie ontaard, soos aan die begin van die jaar. Ek stem saam, mevrou. As daar buskinders is wat die bus mis, kan hulle saam met die sportbusie huis toe ry, of hulle ouers kan hulle kom haal, skaar meneer Lou aan Helene se kant. Die hoof sug. Dit maak nie saak wat sy besluit nie, sy gaan nou ongewild wees. Ek is jammer meneer Joubert, maar ek dink nie ons het veel van 'n keuse nie, sê sy verskonend. Hoekom roep ons nie al die fisiese kinders en laat hulle kyk waar hulle die laaste periode is nie? As hulle met daardie onderwysers praat en dit is werk wat hulle self kan inhaal, kan hulle dalk die toets geskryf kry voor die einde van die skooldag. Ek glo nie daar is baie rugby spelers onder hulle nie, stel meneer Venter logies voor. Helene kan sien hoe almal moed skep. Dis 'n goeie plan, meneer. Ek sal met mevrou Opperman praat en hoor of sy daarmee tevrede sal wees. Ek voel sterk daaroor dat onderwysers nie kan weier om iets te doen as hulle nie hulle sin kry nie. Dit werk eenvoudig nie so nie, brom meneer Joubert ontevrede. Helene kan sien hy is nog glad nie gelukkig met die situasie nie. Mevrou, ons ken vir mevrou Opperman, sy sal nie normaalweg so iets doen nie. Sy is moeg en oorwerk. Almal weet sy kry Vrydag besoek. Sy wil haar punte reg hê daarvoor. Ons moet mekaar ondersteun en onthou die meeste van ons stap gewoonlik 'n ekstra myl. Ons moet mekaar tegemoet kom as daar 'n probleem is. Anders gaan ons almal sink, sê Helene filosofies. Dit is baie waar, mevrou, sê meneer Venter, en die ander knik hulle koppe instemmend. Alles het so gejaagd geraak dat die geringste dingetjie wat skeefloop deesdae 'n krisis veroorsaak. Ek mis die goeie ou dae, sê die hoof moedeloos. Ek sal seker nog daardie seuns moet straf ook. Ek stem saam met meneer Tron dat ons nie moet oorreageer nie. Dit was onskuldige ondeentheid. As hulle besef het watter gevolge dit vir die matrieks inhou, sou hulle dit waarskynlik nie gedoen het nie, sê meneer Venter. Dit betwyfel ek baie sterk, blaf meneer Lou verontwaardig. Daardie seuns is agteraf. Ek hou ook vir hulle skool. Ek kon aangebied het om hulle vanmiddag by die rugbyoefening reg te help, maar die meeste van hulle is te sleg om iets te doen. Ek dink daar is slegs 2 wat rugby speel. Helene giggel ewe skielik. En nou mevrou? Vra die hoof verbaas. Ek dink sommer aan wat my man my vertel het van hulle skooldae. Hulle het 'n matriek 'n metronoom in die klavier gesit, omdat hulle na pouse moes wiskunde toets skryf. Dit was in die dae van die onluste en die bomdreigemente. Die snuffelhonde is ontbied om die klavier te ondersoek. Nooit. En toe, vra meneer Joubert, sy omgekraptheid skoon vergete. Hulle het almal 'n deeglike loosing gekry, en toe moes hulle in elk geval sit en toets skryf, op sensitiewe sitvlakke, sê Helene met 'n lag.
Dis die goeie ou dae, sug meneer Venter. Hulle leerlingraadsgroep het ook 'n nuwe onderwyseres se volla se asse op bakstene gesit, sodat die wiele net nie aan die grond kan raak nie. Toe sy inklim, wou die kar nie ry nie. Sy kon nie verstaan wat aangaan nie, vertel Helene verder. Meneer Lou gee lang fluit. Nooit. Die ander lag. En toe? Vra die hoof nuuskierig. Hulle het die kar weer afgetel, maar eers nadat verskeie mans onderwysers tot haar redding probeer kom het. Niemand het die bakstene onder die asse gesien nie. Die onderwysers het saam gelag, maar hulle het daarna 'n baie goeie verhouding met die onderwyseres gehad. As van die junior seuns haar 'n moeilike tyd in die klas gegee het hulle hom pouse agter die ou skietbaan ingevat en mooi verduidelik hoe 'n mens 'n onderwyseres met respek behandel, vertel Helene verder. Die goeie ou dae, sug die hoof vir die soveelste keer verlangend. As 'n kind dit vandag sou waag, sal hy krimineel aangekla word, sug meneer Joubert. Dit is presies my punt, Dani. Meneer Tron is reg. Die kinders kan nie meer vandag 'n voet verkeerd sit nie. Hulle kry nie kans om kinders te wees nie. Ja, maar hulle staan ook nie vandag pa vir hulle foute nie. En jy mag niks aan hulle doen nie. Vervloë dae se kinders het 'n pak gevat as hulle hom verdien het, en dan was alles oor en verby. Dit is die verskil. Hierdie kinders is agteraf en sal nooit erken as hulle stout was nie, antwoord hy bitter. Ek voel ons moenie kop verloor nie. Ons moenie toelaat dat hierdie omstandighede 'n wig tussen ons indryf nie. Dit is nie die moeite werd nie, voeg meneer Venter by. Dit is baie waar, maar ek weet van daardie seuns is nou in my klas terwyl ons hier sit om oplossings vir probleme te vind wat in die eerste plek nooit eers probleme behoort te wees nie. Ek hoop net nie my klasstoele is ook almal vol vaseline wanneer ek daar kom nie, want hulle gaan beslis nie sit en werk nie, sê Helene droog. Almal bars uit van die lag. Nou toe, dan is dit uitgesorteer. Ek sal met mevrou Opperman praat. Kom julle maar terug in julle klasse, sê die hoof in 'n baie beter lyn. Helene stap terug klas toe. Hierdie was tot dusver 'n baie uitdagende dag. Sy moet nog tweede pouse 'n gesprek met juffrou Hofman voer oor die opstel van die eksamenvraestelle. Sy moet haar baie mooi touwys maak, sodat sy nie vasbrand nie. Dan moet sy vanmiddag met haar eie vraestelle begin. Dit neem haarself omtrent 3 weke om al 3 vraestelle op te stel. Toe die laaste periode aanbreek, sluit sy haar klas en stap reguit na Alta se klas toe en klop aan die deur. Alta, ek het pouse 'n lang gesprek met Anke gehad. Daardie meisiekind is besig om te knak onder al die werk. Sy moet voor môre aand 'n werkstuk vir die universiteit oplaai. En ek het nou net vir haar gesê om aan haar eksamenvraestelle te begin werk. Ek het nie geweet haar werkskontrak dui eintlik aan dat sy nie vanjaar veronderstel is om buitemuurs te hê of 'n registerklas nie. En sy het albei. Alta luister aandagtig, maar haar gesig sê sy weet reeds waarheen die gesprek op pad is. Ek weet ons hande is min by die netbal, maar Anke kan in elk geval nog nie wedstryde blaas nie. Ons het nog net 3 wedstryde oor. 1 tuis en 2 weg. Ek voel ons moet haar môre middag by die huis los, sodat sy by haar werk kan uitkom. Sy kan altyd by die tuiswedstryde kom handby sit en nog steeds vroeg by die huis wees. Die laaste wedstryd is net oor die bult. Daar gaan dan niemand wees om my span op te warm terwyl ek môre middag blaas nie, spreek Alta haar kommer uit. Ek weet, maar dit is in elk geval 'n luukse. Daardie meisiekind het hierdie hele jaar meer as haar deel gedoen. Daarom voel dit vir my ons moet haar help waar ons kan. Sy het nog nooit 'n oefening gemis of gekla nie. Tussen ons ander kan ons môre middag maak werk.
Jy is seker reg. Ek hoop maar daar gaan nie iets drasties fout nie, want dan is ons geskroef, stem 'n bekommerde Alta aan. Helene stap dadelik na haar kantoor toe en begin werk aan haar skryfwerk vraagstel. Die kinders skryf reeds oor 2 weke, sodat die taalonderwysers genoeg tyd kan hê om dit na te sien. Hierdie gaan weer 'n lang middag wees. Willem se tweede pouse alleen op sy plekjie in die matriek vierkant. Hy weet Isma en Andriet is in die VS klas, maar waar Etienne en Lise is, weet hy nie. Hy vermoed Etienne is in die IGO sentrum. Hy moet ook seker aan sy pad gaan werk, maar hy het net nie krag nie. Die laaste 3 weke na sy oupa se dood was louter hel. Sy ouma tree baie vreemd op. Sy vergeet om kos te maak en hy het teen hierdie tyd al die bakke gevriesde kos van die begrafnis opgeëet. Toe hy gistermiddag na rugby by die huis gekom het sy lê en slaap en het nooit opgestaan nie. Hy moes vanoggend self pap maak. Daar was ook nie brood in die huis vir sy kosblik nie. Hy hoop net sy is vanmiddag aangetrek wanneer hy by die huis kom, want hulle moet na die prokureur toe gaan. Sy het die afspraak al 3 keer gekanselleer. Oom Koos het gebel en gesê, hy moet net eenvoudig sy ouma vandag soontoe sleep. Dis maklik vir hom om te sê. Hy staan op en loop sleepvoet kleedkamers toe. Hy sien vir Anneke en Lukas by haar dienspunt staan en gesels. Sy sê iets, en dan lag hulle albei en kyk diep in mekaar se oë. Hy besef skielik dit pla hom nie meer nie. Dit maak nie meer saak nie. Niks maak meer saak nie. As hy net sy oupa se oë kan vergeet. Teen 5:00 klap Helene die skootrekenaar toe. Haar oë is moeg. Sy het goed gevorder by die vraestelle. Sy het die skryfwerkvraestel klaargemaak en vir die tikster ge-e-pos. Sy het al die instruksies en punte totale van die taalvraagstel uit 'n ou vraagstel gekopie en gepaste. Sy het 'n leesstuk en 'n spotprent op die internet gesoek en het die leesstuk al verwerk tot by die gepaste hoeveelheid woorde. Dit was 'n groot werk. Vrydag sal sy kan begin om die begripsvrae op te stel. Terwyl sy kos maak, dink sy aan môre se netbal. Sy moet erken, sy is kinderlik opgewonde. Die meisies het nog niks verloor nie. Maar die volgende 3 wedstryde gaan baie moeilik wees. Sy weet, as hulle 1 wedstryd verloor, is hulle so goed soos uit die liga. Sy is effens bekommerd oor Sonja. Sy was gister weer mank by die oefening. Sy het haar dadelik van die baan afgehaal. Die kind se knie is nie heeltemal lekker nie. Vandag by die skool het sy darm gesê dit voel beter. Sy hoop maar dit sal nie môre lol nie. Sy het nie 'n ander hulpdoel nie. Helene sug. Sy is bitter spyt dat môre nie dag 6 is nie, want dan het sy die laaste 2 periodes afgehaat. Sy gaan sleutel 5 se dubbelperiode mis omdat hulle al 12 uur moet ry. Sy moes met hulle gewerk het aan die letterkundige opstel. Hulle is nie 'n sterk klas nie. Wanneer gaan sy daardie werk kan inhaal? Dis die bittersoet van onderwys, dink sy hardop, terwyl sy die hoendergereg in die oond druk. Willem betrap homself dat hy al vir 'n halfuur lank na dieselfde bladsy in sy wiskundehandboek staar. Nadat hy en sy ouma van ou Etienne hulle afgekom het hy homself in sy kamer toegesluit. Hy moet net 'n bietjie alleen wees en probeer sin maak van alles wat vanmiddag gebeur het. Hy is verward en oorweldig deur die gesprek met die prokureur. Dit hinder hom dat sy oupa geweet het sy tyd word min, maar niks vir hom gesê het nie. Dit is duidelik, hy het al sy sake tot in die fynste besonderhede agter mekaar gekry. Hoekom het hy nie vir hulle gesê hy voel siek nie? En hoekom het hy nie vir hom wat Willem is vertel van die geld nie? Het hy hom nie genoeg vertrou nie? En dan is daar sy ouma. Het sy geweet oupa gaan so agteruit? Hoe lank gaan sy nog so afwesig wees?
Daar was vir 'n paar oomblikke vanmiddag by die prokureur en by Etty en hulle 'n opflikkering. Sy was amper haar ou self, maar vandat hulle terug is by die huis, het sy weer in haar kokon teruggetrek en sit net en staar na die TV. Wat is sy veronderstel om te doen? Gaan sy ooit weer regkom? Dan is haar ou Ed. Hoekom het hy nie vir hom gesê, hy het nou 'n meisie nie? Dis mos nie 'n sonde nie. Het hy gedink, hy wat Willem is, sal kwaad wees? Sy foon onderbreek genadiglik sy wroeginge. Het jy die middag oorleef? Net. Het jy geweet van El en Ed? Soort van. Hoekom het niemand my gesê nie? Ek het gedink jy weet. Ek is moeg daarvoor dat almal vir my goed wegsteek. Niemand het nie. Jy was hartseer, wat byt jou? Niks. Ek is net moeg vir als. Dalk moet jy ook met iemand praat, dit help. Soos 'n kopdokter. Ja. Om wat te sê? Dat my lewe deurbekaar is en dis nie asof iemand dit kan verander nie. Ek het ook so gedink, maar dit maak 'n verskil. Die seer moet uit. Dit kan nie anders nie. Jy kan dit of doen saam met iemand wat ervaring het van sulke dinge, of dit kom van self uit op 'n ander manier waaroor jy nie beheer het nie. Vra my pa. Willem teks haar nie terug nie. Is my krap hom geweldig om as sy so karring. Kan sy hom nie net uitlos nie. En watter ander regdenkende skoolkind gebruik aksenttekens as hulle WhatsApp? Sy foon ping weer. Nou is jy seker weer kwaad. Dit was net 'n voorstel. Ek is nie kwaad nie, net deurbekaar. Waarvan? Ek erf geld as ek 21 word. Dis mos 'n goeie ding. Hoekom is jy ontsteld? My oupa het my nooit gesê nie. Jou oupa was lief vir jou. As hy gedink het dit is nodig om vir jou te sê, sou hy. Moenie dat dit jou lewe versuur nie. Is seker reg, maar is nie maklik nie. Ek weet dis 'n rowwe tyd vir jou. Byt net vas. Dit sal beter word. Sien jou môre. Willem stap deur die stik donker huis. Kombuishorlosie wys dit is reeds 11 uur. Sy ouma het gaan slaap sonder om vir hom nag te sê. Hy stap van deur tot deur en maak seker alles is gesluit, soos sy oupa altyd gedoen het. Oupa, wat gaan hy doen as sy nie beter word nie? Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.